Goeiedag en baie welkom by Woordspeel. Ons is vandag by Exodus 34 en dankie dat jy vandag weer saam met my kyk in die woord in. Lees gerus Exodus 34, die hele hoofstuk. Vandag se tema is die sluier en ek lees vir jou vers 34 tot 35. Elke keer wanneer Moses met die Here in die tent gaan praat het, het hy die doek afgehaal tot hy weer teruggekom het. Dan het hy alles aan die Israeliete gerapporteer wat die Here vir hom gesê het. Die Israeliete het sy gesig sien blink. Hy het daarom weer die doek oor sy kop gegooi totdat hy weer met die Here gaan praat het. Paulus haal hierdie gedeelte vir ons aan in 2 Korintiërs hoofstuk 3 en hy verwys na die sluier wat oor Moses se gesig gehang het en weggesteek het dat die heerlikheid van God oor sy gesig, wat in sy gesig geblink en geskyn het, dat dit afneem. Nou dis 'n interessante interpretasie wat Paulus hierso maak, want in hierdie gedeelte sê dit nie vir ons dat dit die rede was waarom Moses die sluier oor sy gesig gehang het nie. Miskien het Paulus toegang gehad tot 'n ander bron of 'n ander tradisie of interpretasie wat dit wel so gesê het. Hier sê dit vir ons, Moses hang die sluier oor sy gesig om sy gesig weg te steek wanneer hy met die volk praat, want die feit dat sy gesig geskyn het van hierdie heerlikheid het die volk bang gemaak. So daar is afstand, daar is vrees wanneer die wet met die volk aan die volk gekommunikeer word. Net soos wat altyd die geval was met die volk wanneer God met hulle wou ontmoet, is die volk was bang gewees. En dan het hulle verkies dat daar 'n tussenganger soos Moses met hulle moet praat, want hulle harte was hard gewees. Paulus sê dat God in Jesus die sluier oor ons verstand en oor ons harte verwyder. Daardie afstand, daardie indirektheid van die wet word vervang met intimiteit, met nabyheid in Christus. Ons kan nou onsself in Christus sien soos in 'n spieël en van binne af verander word na daardie selfde beeld, naamlik Christus se beeld deur die Heilige Gees. Dit is die doel van Woordspeel. Die nuwe verbond is nie een waar ons op 'n afstand staan, waar ons deur 'n sluier of deur 'n tussenganger met God moet werk nie. Dit is 'n aangesig tot aangesig vol heerlikheid verhouding. So ek moet oppas dat ek nie godsdienstige elemente wat die sluier wil terugsit in my verhouding toelaat nie. God wil direk met my 'n verhouding hê. Hy wil sy wette op my hart skryf. Deur die Heilige Gees wil hy in my woon en hy wil hê ek moet in hom woon. En dan sal ek verander word en getransformeer word deur die Heilige Gees. So kom ons hang nie die sluier terug tussen my en God nie. Kom ons bid saam. Dankie Jesus dat U die sluier en die afstand oor U verhouding met my verwyder het, sodat ek U heerlikheid kan sien en verander kan word. Amen. Mag jy 'n wonderlike dag hê. Tot volgende keer. Die Here seën jou.